Goeiemôre gemeente en welkom by vanoggend se virtuele gesinsdiens. Vandag is 'n gesinsdiens en daarom is ons erediens ook gerig op die kinders. Kom ons word net so saam rustig in die teenwoordigheid van die Here. Jy kan saam met my rustig asemhaal in en uit en in en uit en in en uit. Haal nou net gemaklik asem. Wanneer ek die woorde sê, die Here is my herder, dan haal ons lekker diep asem. En as ek sê, ek kom niks kort nie, dan asem ons die asem uit. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Neem 'n oomblik om net so by die voete van die Here te sit. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Amen. Gemeente, ek groet u in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees, die Triniteit, genade en vrede vir ons elkeen. Vanoggend lees ons saam vanuit Efesiërs 1 vers 11 tot 14. Ek het ook hierdie gedeelte aangepas vanuit die vertalings van die 1983, die 2020 en die Bybel vir almal. Kom ons lees dit saam. God het lank gelede besluit dat ons aan God moet behoort. Daarom het God vir Christus gestuur. En wanneer God besluit dat iets moet gebeur, dan gebeur dit. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van God se heerlikheid. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Julle behoort aan Christus, julle glo in hom, en daarom het God vir julle die Heilige Gees gegee, wat God beloof het. Die Heilige Gees wys dat julle aan God behoort. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van God se heerlikheid. Ons lees net tot sover. So spreek die woord van die Here. Geseënd is elkeen wat dit hoor en daarna luister. Kan julle onthou uit watter testament het ons laas kwartaal gelees in die kinderkerk? Ons het gelees uit die Ou Testament. En in die Ou Testament lees ons oor 'n hele paar dinge. Ons het in die boek Genesis gelees oor die skepping. Wie kan onthou in hoeveel dae het God die skepping geskep? In 6 dae het God die wêreld en die hele skepping en alles daarop geskep. Maar op die 7de dag het God gerus. God het ook hierdie rus vir ons geskep. God skep nie net vir ons werk nie, maar God skep ook vir ons rus. En toe het God die eerste 2 mense geskep. Kan julle onthou wat hulle name is? God het vir Adam en Eva geskep om deel van die skepping te wees. God het alles geskep om deel van God se werk te wees. En daarom kan die aarde ook skep. Die aarde skep nuwe plante, suurstof, water, alles wat ons nodig het. God skep en God het die aarde ook laat skep. Dink julle mense kan ook skep? Ja, mense kan baie mooi dinge maak. Ons bou huise en geboue en ons kan baie mooi kuns maak. Het jy al iemand se mooi kuns gesien?
God is 'n lewende God. En daarom is die eerste ding wat die Bybel vir ons vertel, is dat God 'n skeppergod is. Maar God doen dit nie alleen nie. Nee, God bring dit alles wat God geskep het, saam met God, om saam met God te werk. Maar Adam en Eva het so 'n bietjie vergeet van hierdie saamwerk met God. Want daar was 'n ander dier in die tuin van Eden, wat vir hulle iets anders vertel het. Kan julle onthou wat se dier dit was? Die slang het vir hulle vertel dat hulle net so belangrik soos God kan wees. Maar kan enigiets belangriker wees as God? God het dan alles geskep en alles behoort aan God? Nee, maar Adam en Eva het in die versoeking gekom en hulle het geluister na die boodskap wat sê dat hulle ook belangrik en magtig kan wees. Een keer het iemand my gevra, hoekom mense slegte goed doen? En dit is hoekom. Want mense wil baie graag wys dat hulle belangriker en sterker is as iemand anders. Maar nadat Adam en Eva van die vrug geëet het, het hulle met 'n skok besef, daar is nie so iets soos om sterker en belangriker as God te wees nie. En God het hulle uit die tuin van Eden laat gaan. Maar dink julle God was steeds by Adam en Eva? En dink julle God was steeds lief vir hulle? Ja, God was steeds by hulle en steeds baie lief vir hulle. En so het die mense al hoe meer begin word. Soms was daar mense wat goeie goed gedoen het en ander kere het mense baie slegte dinge gedoen. So sleg dat God 'n vloed gestuur het. Maar God het een familie gered. Kan julle onthou wie dit is? Ja, God het vir Noag en sy familie gered. En dan gee God die teken van die reënboog. Die reënboog is soos die boog van 'n pyl en boog. God hang die boog in die lug om te wys dat God nie 'n God van oorlog is nie. God is nie 'n God van straf nie. God is nie 'n God wat ons moet vrees nie. Nee, God is 'n genadige God. Maar dink julle die mense het dit onthou? Nee, hulle het dit so maklik vergeet. Miskien klink dit vir hulle net te maklik. Maar elke keer wat hulle dit vergeet het, het God hulle weer daaraan herinner. God kom na Abraham toe en sluit met hom die verbond. Kan julle onthou wat beteken hierdie moeilike woord? Die verbond is die belofte dat God aan Abraham 'n groot nageslag sal gee en altyd by hom sal wees. En toe Isak gebore is hierdie belofte ook aan hom gegee en ook aan sy seun Jakob. En daarom is Jakob se naam verander na Israel toe. Israel beteken volk van God. En vir die res van die Ou Testament lees ons oor hierdie volk van God. Soms is die volk groot en ander kere is die volk klein. Maar een ding bly dieselfde, dat God altyd by God se volk is. Want God het vir Moses gesê wat God se naam is, Jahwe, en dit beteken ek is. God is by God se volk, waar ook al hulle mag gaan. Dink julle dat hierdie God van die Ou Testament steeds die God is waarin ons glo vandag? En dink julle dat God steeds by ons is? Ja, ons lees in hierdie gedeelte van Efesiërs dat God al lank al besluit het dat alle mense aan God behoort. Want God het mos alles geskep. En as God besluit het dat iets moet gebeur, dan gebeur dit ook so. En daarom het die volk Israel ontstaan, want God het besluit dat alle mense aan God behoort. God het ons alle mense geskep saam met die res van die skepping. En ons weet dat alles aan God behoort. Maar wat van ons? Want ons is nie Israeliete nie. Is ons dan ook deel van God se volk? Ja, want Jesus het na ons toe gekom. Jesus is gebore en het gelewe en het ons allerhande dinge geleer om ons te help om God te ken. Want ons vergeet so maklik wie God is, nê? Net soos die mense van die Ou Testament. Maar Jesus het so baie dinge vertel dat dit ander mense baie kwaad gemaak het. Want Jesus het vertel dat ons vir almal moet lief wees, dat ons in vrede moet lewe en dat die dinge wat ons dink so belangrik is, soos baie geld en mag en krag, nie eintlik so belangrik is nie. En dit het mense baie kwaad gemaak. Hoekom? Want mense wil sterk wees. Daarom het hulle Jesus gekruisig. Hulle wou net uit die pad uitkry, maar hulle het nie verstaan nie.
Jesus is gekruisig, maar Jesus het nie weggegaan nie. Want God is soveel sterker as mense se haat en mag. God is so sterk dat God vir Jesus uit die dood laat opstaan het. En God doen al hierdie dinge omdat God lief is vir ons. God wil hê ons moet saam met God werk, want dit is hoe God ons geskep het. En toe die mense hom daarvan vergeet het, het God Jesus vir ons gestuur. Jesus is nie weg nie. Nee, Jesus lewe. En dit wys ook vir ons dat ons 'n groot en magtige God dien. Maar Jesus het ook nog 'n baie belangrike ding gedoen. Jesus het almal wat glo deel gemaak van God se volk. Maak nie saak of jy 'n Israeliet is of nie. Maak nie saak of jy wit of swart of groen of pers is nie. Maak nie saak of jy baie oud is en of jy 'n babietjie is of watter taal jy praat of enigiets anders nie. Jesus het almal kom deel maak van God se volk. Daar waar God saam met ons wil werk, daar by God se groepswerkgroepie. Ons is reeds daar. Jy is reeds deel van God se volk, want jy glo in Jesus. Dink julle dan dit is belangrik om te glo in Jesus? Maar hoe weet ek wat is die regte ding om te doen? God weet dat ons so maklik vergeet. En daarom het ons die Heilige Gees. Ons behoort aan Christus. Ons glo in hom. En daarom het God vir ons die Heilige Gees gegee wat God beloof het. Die Heilige Gees wys dat ons aan God behoort. Die Heilige Gees is hier by ons. Selfs al kan ons nie die Heilige Gees sien nie, want ons weet die Heilige Gees bestaan, want ons voel dit. Ons weet dat ons kinders van God is, want ons voel dit. En wie van julle voel soos 'n kind van God? Hoe voel dit om 'n kind van God te wees? Ek dink, dit voel soos liefde en dankbaarheid. Want omdat ons kinders van God is en saam met God werk, werk ons ook saam met alles in die hele skepping. En ek het dit vir julle geleer met die driehoekie. Kan jy onthou? God, ek en alles anders in die skepping. God het ons geskep om saam met mekaar te werk. En wat dink julle is die een ding wat hierdie driehoek se bene aan mekaar vashou? Dit is die liefde. Wanneer ons lief is, dan tree ons op soos kinders van God. Want God is liefde. En dan kan ons hierdie God ken. En hoe laat dit jou voel as jy lief is vir iemand? Dit laat jou goed voel, nê? Wanneer ons lief is vir mekaar, dan ken ons God. Maar ons ken ook mekaar beter. Dis baie moeiliker om lief te wees vir iemand wat ons nie regtig ken nie, nê? En so baie keer gebeur dit, dat mense in hierdie wêreld baie lelik is met mekaar, omdat hulle nie regtig mekaar ken nie. So dink julle kan ons dan nou mekaar beter leer ken? Die Heilige Gees help ons om nie net God beter te ken nie, maar om ook mekaar beter te leer ken. Want, so lees die Bybel, want die boodskap van al God se wette is, jy moet lief wees vir jou naaste soos jy lief is vir jouself. Die Heilige Gees moet julle lewens regeer. Dan sal julle nie die slegte dinge doen wat mense graag doen nie. Maar as die Heilige Gees mense se lewens regeer, dan doen hulle goeie dinge. Die Heilige Gees help ons om die nuwe lewe wat Christus vir ons gee uit te leef deur die regte dinge te doen. Weet julle wat is hierdie regte dinge om te doen? Wanneer ons hierdie regte dinge doen, dan kan ander mense ook sien dat ons kinders van God is. En dan sal hulle ook besef dat God ook vir hulle sorg, want ja, hulle is ook kinders van God. En daarom is gelowiges, kinders van God, anders as baie ander mense. Want baie mense in hierdie wêreld sal vir jou vertel dat jy moet stry en beklei en lelik wees om sterk te wees. Maar die Bybel vertel vir ons dat die enigste ding wat jou sterk maak, is die krag van God. En hierdie krag help jou om lief te wees vir ander, bly te wees, vrede te maak, geduldig te wees, vriendelik te wees, goed te doen, beloftes te hou, nie maklik kwaad te word nie, kalm te bly, nederig te wees, nie mekaar te terg of sleg te sê nie, en ook om nie jaloers te wees op mekaar nie. Dit is hoe die Bybel sê, ons kan sterk wees. Dit is dan amper asof kinders van God soos 'n helder lig in die wêreld kan skyn, of amper soos 'n lekker reuk in die wêreld is. Het julle al ooit plaatkoekies gebak?
Wanneer mens plaatkoekies bak, het jy 'n paar goeie bestanddele nodig. Kan mens plaatkoekies bak met vrot bestanddele? Nee, eeuw, wie gaan dit eet? Jy kort goeie bestanddele om plaatkoekies te bak. Die goeie dinge wat die Heilige Gees ons leer, is soos hierdie goeie bestanddele. Ons meng dit alles saam en ons maak 'n deeg en dan kan ons dit bak. En wanneer ons dit bak, is daar 'n lekker geur wat mens kan ruik en dit maak almal lus vir net nog meer plaatkoekies. Ons is soos die geur van hierdie plaatkoekies, of soos 'n helder lig wat skyn in die donker. En hoe meer ons toelaat dat die goeie dinge van die Heilige Gees in ons is en ons help en lei, hoe meer kan ander mense ook sien hoe goed God is. En dit is hoe ons deelneem aan God se skepingswerk. Ons help ander sodat hulle ook kan weet dat God vir hulle lief is. Want God is lief vir alles wat aan God behoort. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet dat U vir ons lief is. Dankie dat ons deel van U volk is. Dankie dat die Heilige Gees ons leer van U liefde. Here, help ons dat die Heilige Gees ons kan vul met al die regte en mooi dinge, sodat ons ook vir ander kan wys hoe goed U is. Here, help ons dat ons hele lewe soos 'n lekker geur of 'n helder lig sal wees in hierdie wêreld, sodat almal mag weet dat U die ware koning is, die magtige God, dat alles aan U behoort en dat U vir dit alles sorg in liefde. Dankie, Here. Amen. Ek gee dan nou geleentheid vir die dankoffers. Gemeente, ontvang dan nou die seën van ons Here en ons God. Mag die liefde van God die Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ons elkeen inspireer om te lewe as 'n kind van God, want dit is wie ons is in Christus. Genade en vrede vir ons elkeen. Amen.